Goeiemôre geliefdes, kom ons staan en dan sing ons die Onse Vader. So sê die Here, die koning van Israel en sy losser, die Here van die leerskare. Ek is die eerste en ek is die laaste, en buiten my is daar geen God nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing Psalm 68, vers 1 tot eer van die Here. Geliefdes, na die wet dan sing ons gesang 94, vers 2, en dan na die geloofsbelijdenis die 3de vers, gesang 94. Maar kom ons luister eers daar uit Eksodus 20. Wat vra die Here van ons? Dit moet nie vir ons net 'n stel reëls wees nie, dit moet in die hart gegraveer wees. Dit moet uit ons harte wees om te doen wat die Here van ons vra. Eksodus 20, daar van vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het.
Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, waar ons vandag veral gaan praat oor die waarheid teenoor die valsheid, die dwaling. 1 Johannes 1 vers 6 en 7. Daar staan geskrywe, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, dus met God, en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sonde. Met hierdie waarheid in die hart kom ons spreek die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Holy
Geliefdes, ons luister na die woord van die Here daar in die Nuwe Testament, 2 Timoteus 2 daarvan vers 14. 2 Timoteus 2 daarvan vers 14 tot en met vers 26. En voor ons lees, kom ons bid eers. Here God, U groet ons, U verwelkom ons vanmôre hier in die huis met 'n seën. Ja, Here, hoe wonderlik, en dit met vir ons soveel beteken. Ons wat begenadigde sondaars is, wat hier in die huis kom, gered, gereinig deur ons Here Jesus Christus. En daarom besef ons ook, Here, ons is nie maar vanmôre hier in 'n gewone ou vergadering. Ons is nie vanmôre hier saam in 'n ontspanningssaal, om maar gesellig saam te wees. Maar ons kom, Here, so in 'n ernstige gemoed, blymoedig, ja, dankbaar. Maar ons kom onder U hand, U gesag. Ja, Here, hier in die huis waar dit gaan om U woord, U wat sentraal staan. En daarom, Here, is ons nie behep met mense praatjies en tierlantynkies en alles om ons te vermaak nie. Ons is vanmôre hier en elke Sondag hier in die erediens om te luister na U woord. U woord wat vir ons die waarheid bring. En Here, hierdie waarheid het ons so nodig in ons dag. Want ons leef in 'n ou wêreld vol soveel leuns en bedrog. Elke hoek en draai is daar mense wat wil verneek en om die bos lei. En daarom bid ons om die genade, Here, dat ons vanmôre ook hier in hoogmoed en diepe erns voor U sal kom en luister. Ons harte sal oopmaak vir die woord. Dat ons dit sal beskou as 'n baie ernstige afspraak wat U met elkeen van ons hier het. Ja, Here, ons dankie vir die wortelbekering, daar waar ons deur die Gees ook ons harte vir U gegee het, deur die wedergeboorte. Maar Here, nou wil U verder ook 'n pad met ons stap deur die daaglikse bekering. Elke dag, elke oomblik roep U vir ons op tot bekering, om te luister en te leef na U woord. Dankie, Here, vir hierdie gemeente, dat U vir ons ook hier gevestig het. Dankie, Here, vir groei. Dankie vir U goedheid in alles. Ons loof en prys U, Here, en ons bid, wees ons sondaars asseblief genadig. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Geliefdes, voor ek vanmôre hier lees hier uit 2 Timoteus 2 daarvan vers 14. Net die volgende, ja, vir my baie belangrike gedeelte hierdie wat ons vanmôre gaan lees en die Here glo ek wat my altyd bidend vra vir 'n gedeelte, ook hierdie gedeelte op 'n mens se hart gelê. En ek dink in 'n tyd waar ons leef so belangrik, waar daar soveel verwarring is, soveel bedrog, soveel dwaalleer,
Ek het die afgelope tyd saam met dit nou wat hierdie stuk na my toe gekom het, die Here iemand ook op my pad gebring wat in 'n ander kerk, ek praat nou nie van 'n ander gemeente in ons AP Kerk, heeltemal 'n ander kerk, ek wil nou nie as die kerk se naam noem nie, maar wat werklik stry teen die dwaalleer en die dwaalleraars wat in die kerk ingekom het en dit steeds doen. En dit wat ek vanmôre onder elkeen se aandag in die hart bring, dit is nie 'n gegewe om in die waarheid van die woord te bly nie. Dinge kan skeefloop. Eerstens kan 'n mens daardeur in hierdie spoor bly, dis net genade deur God, dis die belangrikste. Maar dis nie waar dit bly nie, ons moet ons bidend beywer vir die waarheid van God se woord. Ons moet waak oor hierdie waarheid. Die pilaar van waarheid soos dit daar in die woord bekend staan. Die kennis van hierdie waarheid is so belangrik, die kennis van die woord. En ons moet vanmôre eerlik wees met mekaar, ons groot mense en kinders, ons raak lui. Ons raak sommer net gemaksigtig. Mense kom maar net nie sommer kerk toe nie, hulle lees nie meer regtig Bybel by die huis nie. Daar's geen toewyding. En juis as 'n mens vanmôre praat om op hierdie spoor van waarheid te bly, is dit so belangrik ons verbondsonderrig vir ons kinders, ons jeug. So belangrik. En dan is 'n mens regtig teleurgestel as jy sien hoe skiet die kinders is vir 'n Bybelkennis eksamen. Ek dink daardie woordjie eksamen sit hulle af. Maar die ouers help die kinders in hierdie laksheid, kan ek nou maar sê. En daardie Sondag wanneer hierdie Bybelkennis eksamen geskryf word, dan kom die ouers ook nie kerk toe en dan bly die kinders outomaties by die huis. My broer en suster, as dit oor skoolwerk gaan en skoolverpligtinge en 'n kind nie daar 'n eksamen aflê nie, dan word hy gepenaliseer. Maar in die kerk van Jesus Christus, dan gee ek nou maar nie om nie. Wat my bekommer, en is 'n regtig 'n groot bekommernis, met ons kinders, dis die kerk se toekoms. Dis hierdie geslag wat die kerk, hierdie waarheid, hierdie pilaar van waarheid, moet vorentoe vat. Waar is ons kinders? Waar is ons ouers wat hierdie kinders moet leer? Dis nou die trant wat ek vanmôre afskop. Maar kom ons lees, want Paulus sit hier met min of meer dieselfde probleem, die dwaalleraars. Hulle wat onmin in die gemeente bring en wat die mense lui gemaksigtig maak en op 'n dwaalspoor vat. Daarvan vers 14, 2 Timoteus 2 vers 14. Herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie, maar net tot ondergang van die hoorders. Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid. En hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker onder wie daar Hymeneus en Philetus is, wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het, en hulle keer die geloof van sommige om. Ewenwel, die fundament van God staan vas met hierdie seël. Die Here ken die wat syne is, en laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk. En sommige tot eer, maar ander tot oneer. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy voorwerp tot eer wees. Heilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk.
maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. En die dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. En 'n dienskneg van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie, en hulle weer nugter kan word, vry van die struik van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. Tot sover. Daardie vers 15, waar Paulus vir Timoteus sê, lê jou, en so sê hy vir elkeen van ons dit ook natuurlik, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel. As 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, maar die woord van die waarheid reg sny. Geliefdes, is belangrik dat almal in 'n gemeente wat die kerk van Jesus Christus is, op dieselfde bladsy is. Wat ek bedoel, die geselfde bladsy wat die gesonde leer aanbetref. Paulus praat hier van die gesonde leer. En as ons dan van die gesonde leer praat, dan praat ons van 'n leer wat Bybels gefundeer is. 'n leer waar die fokus op die drie-enige God is. In 'n erkenning van sy alwysheid, sy almag en sy alwetendheid. Daar waar die geloof, die onwrikbare geloof wil ek sê, in Jesus Christus vasgeanker is in die geloofshart. Waar die Bybel, die onfeilbare woord van God, onwrikbaar geglo word. Nie storieetjies van mense wat kom en sê, maar dit van die Bybel is nou nie meer aanvaarbaar nie. Nie waar die fokus op menslike filosofie en ideologie of enige menslike beredenering is. Nou kom ons in hierdie gedeelte agter, kom ons kort agter van die wat hulle van hierdie gesonde leer afkeer. Die dinge is nie meer die fokus is nie meer op die dinge wat saak maak nie. Hulle is meer gefokus op die mens, op die wêreld gefokus. En mense, gemeentelede wat hulle ore uitleen vir dwaal leraars. Twee name wat maar hier genoem word, ek dink daar was anders ook, Hymeneus en Philetus. En dan kom hulle in 'n gemeente met hierdie onheilige, onsinnige praatjies. En nou weet jy, daar's mos nou altyd mense wat agter die aanhardloop. En dan gebeur dit dat hulle uiteindelik kom tot onnodige, dwaase, onverstandige strydvrae in die gemeente. Nuttelose woorde stryd en twis. En jy weet hoe is mense wat kwaad stook. Spreuke 26 vers 21 sê dit baie mooi. So skole die gloed en die hout, die vuur laat opvlam. So is die twisgierige man om 'n twis aan te hits. Hierdie Hymeneus en Philetus bring verwarring en twyfel in die gemeente, veral wat betref die opstanding. Hulle sê die opstanding van die vlees, van die mense, het klaar gebeur. Dis nie 'n toekomsverwagting as Jesus Christus kom nie, dit het klaar gebeur. En dan besef 'n mens dat hierdie dwaalleraars deur Satan aangevuur word. En daarom so 'n ernstige saak
dat Paulus vir Timoteus kom waarsku. Hy sê vir hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker. Hierdie dwaalings en hierdie twis wat hulle in die gemeente bring en hierdie twyfel, vreet soos 'n kanker in die gemeente. En dit belemmer hierdie opbou en die groei van hierdie gemeente, want dit vreet aan die waarheid van God se woord. Omdat hierdie onsekeres en twyfelaars in die gemeente vir hierdie valsheid en hierdie bedrog val. Hulle trap in die struik van die duiwel. Hierdie ding lê natuurlik ook 'n groot las op die bedienaar van die woord. Die weerspanniges plaas meer druk op hom, want hulle bring hierdie prediking van die leraar onder verdenking. En so kry sy selfvertroue eintlik ook 'n knou. Dis waarom Paulus hierdie jong man, hierdie jonge Timoteus kom aanspoor en aanmoedig daar in vers 15. Hy sê, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel. Jy staan voor God as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid regsny. Daarom my broer en suster weer eens, en dit wat ons moet besef in die kerk van Jesus Christus, God is die belangrikste, nie mense nie. Fondamente wat God vasgelê het, kan niemand verskuif. Om dit maar te weet, dit staan onwrikbaar vas. Daarom moet Timoteus dit baie duidelik hoor en weet, dat hierdie kwaadstokers sal nie ophou nie. Ons sien dit in vandag se tyd ook die dwaalleraars wat voortgaan en hulle kwaad doen. Hulle hou aan met die kwaadstokery, vers 18, hulle keer die geloof van sommige op, en dis die gevaar. Hulle breek die geloof af, verdraai die waarheid. Sien jy dit vandag ook gebeur? In kerke, onder gelowiges, kerkmense, selfs kerkleiers, sogenaamde Christene, kerkmense, se geloof wat omgekeer word, om die waarhede van die skrif op skui te skuif en mense se dwalings van die wêreld aan te gryp en daar agter aan te hardloop. Hierdie twis, en ek kan maar self weet, hierdie onnodige strydvrae en praatjies wat hierdeur ontstaan, bringe onvrede in 'n gemeente van Jesus Christus. Dit hoort nie tuis in die gemeenskap van gelowiges nie. Daarom moet 'n mens kan sê, ware vrede kan slegs rus op die waarheid. Die waarheid van God se woord. Nou is die vrees daar in die bekommernis, en dis nou maar menslik gesproke, dat die kerk van Christus bedreig en geplunder word. Die bekommernis, wat sal oorbly? Wie sal oorbly? Wat aan die waarheid vashou? En dan kom die antwoord, vers 19. Ewenwel, die fundament van God staan vas met hierdie siel. Die Here ken dit wat syne is. En daarvoor is 'n mens dankbaar en bly. Dank die Here daarvoor. Maar ons kan dit nie net daar los nie. Hier kom nou ook 'n ernstige vermaaning teen die valsheid en skyn. Dan sê, laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Ek kan mos nou nie myself Christen noem, sy naam noem, maar volhard in goddeloosheid nie. Kan nie myself kind van die Here noem, en dan maar links en regs dwaalleer in my lewe akkommodeer, en sê ons daarvolgens leef nie. My Christen noem, maar ek dwaal so af van die waarheid van God se woord, en ek praat dit nog aan.
'n mens raak kwaad en jy raak opstandig teen hierdie weerspanniges met hulle onheilige, onsinnige praatjies en strydvrae. Want hulle praat maar net in skyn van God, maar hulle soek die goedkeuring van mense. Hulle preek die liefde van Christus, maar verswyg sy heiligheid. Natuurlik moet Timoteus hierdie strydvrae afwys volgens vers 23, want dit verwek spanning en twis. Maar dan kom die vermaning ook om self as bedienaar van die woord, as gelowige nie te twis nie, maar nog steeds vriendelik te wees teenoor almal, in sagmoedigheid reg te wys, sodat die sulkes deur die genade en die wil van God tot bekering gelei word. Om tot die kennis van God te kom, van die waarheid te kom, nugter te word, vry van die stryk van die duiwel. Daarom, my geliefde broer en suster en kinders, is so belangrik. Paulus sê daar in 1 Timoteus 3 vers 15, dat die gemeente van die lewende God 'n pilaar en grondslag van die waarheid moet wees. Maar belangrik wat hy ook verder daar sê, dat die lidmaat hom of haar dienooreenkomstig moet gedra. My lewe moet 'n antwoord wees op hierdie waarheid. En daarom vanmôre die belangrike vraag ook, spreek my lewe van hierdie waarheid. En daarom is dit my plig, my as gelowige kind van die Here se plig, om hierdie gesonde leer te lewe, te verkondig en te verdedig, te beskerm. Ek kan nie maar net gemaksigtig agteroor sit en aanvaar en lui wees en alles aanvaar wat ander vir my sê, my ore daarvoor uitleen nie. Ek moet gaan kyk en ek moet gaan delf in God se woord om te sê of te gaan kyk, is dit die waarheid? Ons hoor gereeld dat ons moet toegewings maak. Ag, ons is so verkramp. Ons moet tog meer wêreldvriendelik en mensevriendelik wees. My broer en suster, ons mag nooit, maar nooit verdraagsaam wees teenoor die sondes. Van ons mense voel tog so skaam. As hy vandag 'n Christen is, dan wil hy dit nie eens noem nie, of hy wil eintlik wegkruip. Ek nie nodig om skaam te voel nie, skuldig te voel oor God se waarheid, Bybelse waarheid nie. Ek het nie nodig om skaam te wees as ek die Bybelse, die wêreldse idees en dwaling afwys. Ek het nie nodig om skaam te wees as ek verwronge mense idees teenstaan en die Bybelse waarheid onwrikbaar glo. Baie mense voel uit. Hy sê hy voel uit tussen die ander. Jy hoef nie uit te voel omdat ons nie agter die wêreldse massa aan hardloop met hulle onsinnige praatjies en hulle idees nie, dis nie nodig nie. Die loon en kerk het al so ver gegaan en dis 'n ou storie die wat sê, waar hulle sê maar Christus se opstanding het nie fisies plaasgevind nie. Christus sê, hy sê self, want elkeen wat hom skaam vir my woorde vir hom sal die seun van die mens hom skaam wanneer hy kom in sy heerlikheid. Die Heilige Gees wat kom en vir my en jou dring tot vers 22, hy jaag vir ons na geregtigheid, na geloof, na liefde, na vrede, om die Here uit 'n rein hart aan te roep, soos hy dit daar sê. Hy dring vir my en jou om hierdie waarheid van God se woord te beskerm, te bewaak,
dit te verkondig. Om maar net daarvan bewus te wees, my broer en suster, agter al hierdie dinge staan die Satan en sy kwaadwilligheid. En hy sal nie ophou nie. Openbaring 12 vers 12, weer die bewoners van die aarde en die see, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En daarom, mense misgis hulle heeltemal met die duiwel. En die Bybel kom en hy leer vir ons, hy sê vir ons, hier die duiwel, hy doen hom voor as 'n engel van die lig, maar hy is eintlik die brullende leeu wat soek om te verslind. Jy het hier baie duidelik gehoor, hy sê hy kom met groot woede. Met groot woede neergedaal. Natuurlik hardloop sy aanhangers saam met hom. En hy vestig hierdie woede, hy woeker daarmee in die gemeente, in die geleedere van gelowiges, om onnodige stry en twis in gemeentes tussen gelowiges tot stand te bring, onmin kan ek amper sê in die hart van 'n gelowige. Belangrik, ons sien hier en ons lees daar in vers 25 dat Timoteus hierdie weerspanniges in sagmoedigheid moet teregwys. Sagmoedigheid, die hoor reg. Sagmoedigheid en vriendelikheid. Maar baie duidelik word hier gesê, dan word nie hier gesê, jy moet hulle maar oor die hoof sien nie. Jy moet hulle teregwys. Daarom my broer en suster, hierdie woord van God wat so belangrik is, want hierdie woord wat teregwys. As ons nie lees nie, as ons nie die woord van God ken nie, hoe sal ons weet wat reg is? Die woord van God wat die tweesnydende swaard is, wat tot die waarheid oopkloof. Dis die hamer, soos die woord van God sê, wat die rots vermors. Want baie van ons harte is soos 'n rots. Hart. Wil nie luister. Die woord van God breek tot nugterheid, tot bekering. Die woord wat is 'n swaard van die Heilige Gees. En wonderlik ook 'n gedagte hier, ons is nie almal dieselfde nie. God roep vir ons in verskillende take in sy kerk, in sy diens, in sy koninkryk. Ons ontvang nie dieselfde genadegawes nie. Ons verskil, en soos hy hier sê, voorwerpe van goud, silwer, hout, aardewerk. Maar die heel belangrikste is en bly om te kan vra, is my, jou lewe, ons diens, is dit heilig, bruikbaar, tot eer van God, of is dit tot oneer van God? Ek en jy het nie 'n verskoning nie, ons is deur Christus geheilig tot bruikbare voorwerpe tot eer van hom. Hoe wonderlik, Jesus Christus wat self die evangelie met gesag verkondig. Hy het nie gekom om maar die mense te luister en wat hulle wil hê nie. Hy het nie geskroom vir die waarheid nie. Maar ons kan dit van hom ook sê, hy het dit kom doen in sagmoedigheid en nederigheid. En selfs daar in die kruis, geen woede, geen wraak. Lukas 23:34, as hy daar bid, vir daardie omstanders wat met hom spot, as hy sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons staan voor U. U ken ons harte. U weet alles. Daarom bid ons om U genade, Here, dat U vir ons in die waarheid sal lei.
Dat U vir ons ook so sal lei deur die Gees om die woord te lees en dit te ken. Om te weet ons is draers van die waarheid. En hierdie verantwoordelikheid lê op ons skouers. Ook op die skouers van ouers en grootouers. Om dit aan ons kinders, ons kleinkinders oor te dra. Dat ons in die waarheid van die woord sal bly. En dit sal handhaaf. En dit sal bewaak. En dit sal lewe. Tot eer en verheerliking van die groot naam. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, as verlosser en saligmaker. Amen. Geliefdes, ja, mens sê jy's bekommerd. Bekommerd oor die kerk. En dan sluit ek ons almal in, ons is bekommerd seker oor onsself ook. Bekommerd oor die toekoms van die kerk. En dan kry mense ook gedeeltes in die woord wat vir mense sê, maar God hou sy kerk in stand. Soos ons ook daar gehoor het in die gedeelte. Hy ken sy kinders. Maar ja, ons mag nooit lui en gemaksigtig agteroor sit nie. En die wete bidend altyd vra dat die Here vir ons help en lei. Daar die eerste vers, Gesang 266, ons gaan vers 1 en 2 sing. Hou Christus self sy kerk in stand, vergeefs die helse woede. As Here aan God se regterhand regeer hy ons ten goeie. Ons glo dit, ons vertrou dit, kom ons sing dit van harte. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u almal. Amen.